Ag vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Is goed om elkeen van u te sien. Ek het dan so die laaste 2 weke laaste naweek was bietjie my afnaweek en die vorige naweek was ek met die kinders in die Kaap gewees met die toer. So dit voel vir my of ek eintlik al vakansie gehou het so. Maar ek is lekker om weer vanmôre almal weer te sien. Ek hoop julle het daarom vir Dominee Alex van laaste Sondag geniet. Hy is daar van Ceres. Hy het die Kango marathon kom hardloop en ek het vir hom gesê op een voorwaarde kan jy by my bly, jy moet vir my preek Sondag, anders kry ek nie 'n afnaweekie. So ons is dankbaar dat hy hier kon wees en julle dit kon geniet het. Vriende, ons het vanoggend, as jy 'n bietjie rondom jou kyk, is die mense wat daar rond jou sit of voor jou sit bekendes. Bedoelende dat dit mense is wat gereeld hier is, want julle sit mos op julle plekkies, elkeen net mos nou sy plekkie in die kerk, nê? Nee. Ken julle die mense, want ons het die laaste tyd, ons is regtig bevoorreg, en ek sê daarvoor dankie aan die Here, ons het baie nuwe intrekkers en nuwe lidmate wat by ons bygekom het, so ek wil hê, as jy die ou wat daar langs jou ken nie, groet hom net, of stel jou net self voor, dat ons daarom net aan mekaar bekend is, asseblief, dat jy nou nie langs 'n vreemdeling sit vanoggend nie, so, hallo Susan, en ek wil regtig vra, ons het heerlik, dit begin koeler raak, so ons het van vanoggend af koffie en tee, daar by die na die tyd, nie meer sap nie, en ek dink, is daar nou koekies? Ja, en daar is nog 'n bietjie sap, ja, daar is nog 'n bietjie sap ook daarom vir die wat warm kry, maar daar is nou koekies. Kies, ek en die koster het mekaar verkeerd verstaan met die koekies en die sap. Die koekies gaan saam met die koffie en die tee. So, maar daar is lekker koekies en ja, kuier lekker daar saam. Geniet dit terwyl die kinders in die kategese is. En as jy daar 'n vreemde gesig sien, moenie laat iemand 'n vreemdeling wees nie. Ons is welgeluk, wil graag mekaar leer ken. Ons is aan die beplanning om so 'n lekker braai DV volgende kwartaal te hou, waar ons al die nuwe intrekkers gaan nooi, en al die bekendes, en sommer net saam kuier, laat ons net mekaar beter kan leer ken, so laat dit nie 'n vreemdeling, jy moet nie soos 'n vreemdeling by ons voel, jy moet voel, jy is deel van die gemeente, en dit is, kan ek dit maar so sê, dit is lekker om in die gemeente te wees, so. Vriende, ons is in lydenstyd, ons het vir mekaar, dit begin met as Woensdag, so 2-3 weke terug, en daarom nooi ek vir jou om net vir 'n oomblik rustig te raak, stil te raak, bewus te raak, dat, hoekom is jy vanmôre in hierdie erediens? Wat kom maak jy hier, as ek dit so kan vra? Wat is jou hartsbegeerte? Wat wil jy hoor vanoggend by die Here? So kom ons raak stil voor hom, en ons stel onsself in op hom. Here, vanmôre kom ons vanoggend as gemeente, en ons kom word stil, Here. Ons laat sak ons koppe, ons knak ons knieë, want ons buig voor die Almagtige. Dankie dat ons vanoggend die voorreg het om in 'n kerkgebou soos hierdie by mekaar te kan kom, en dat ons vanoggend in vrede U kan aanbid. Ons weet, Here, dat daar vanoggend Christene in die Midde-Ooste is wat ook by mekaar kom, maar met vrees. Bomme wat rondom hulle val en ontplof, onsekerheid.
Here, ons bid vir daardie gelowiges. Ons vra dat daar vrede sal kom in daardie konflik. Maar Here, ons wat ook in ons eie land uitdagings beleef. Ons boere wat sukkel met hierdie back and claw seer, dit naby aan ons gekom. En op hierdie stadium ken ons miskien iemand wat daardeur geraak word. Dis droog, Here. Maar so kan ons dit opnoem, Heer. U ken ons uitdagings. U weet wat ons nodig het. Tog, Here, wil ons dit net vanoggend voor U kom neersit, neerlê. En ons kom vra, wees ons asseblief genadig. Mag U liefde en genade oor ons heers asseblief, Here. Dis ons gebed in hierdie oggend. Amen. Geliefdes, ek wil vir julle groet met die wonderlike woorde wat ons lees van genade en vrede vir julle. Mag julle dit vandag saam met ons beleef en ervaar. Die Here groet julle. Amen. Vriende, voordat ons die Bybels oopmaak, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om soos elke Sondagoggend in hierdie gebou bymekaar te kan kom en U Bybel, U woord oop te maak, die Bybel wat vir ons gegee is. Dankie Here dat ons vanoggend opnuut daarin kan lees, daarin kan delf, maar meer nog Here, dat ons vanoggend ook kan ontvang. Mag U Gees opnuut tot ons spreek, wanneer ons met die woord besig word en besig bly. Here, ons bid in hierdie oggend vir ons gemeente, vir almal wat siek is, almal wat deur gesondheidsuitdagings in die gesig gestaar word, hulle wat wag vir toetsuitslae, hulle wat moet gaan vir operasies, hulle wat behandeling ontvang vir kanker. Almal van hulle, Here, kom vra ons genade, ons vra vir uitkoms, maar Here, ons vra vir U teenwoordigheid in hulle lewe. Mag U vir hulle vashou, mag U hulle bewaar, mag hulle opnuut besef hoe wyd en diep en ver U liefde vir hulle strek. Seën vir ons ook in hierdie oggend, Here, mag die woord wat ons nou gaan ontvang in ons harte vasdra plek kry. Mag U daardeur tot ons spreek. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Vriende, jy kan die Bybels oopmaak van die wat jy saam gebring het. Ons gaan saam lees uit Johannes 4. Dit is 'n gedeelte wat vir my baie besonder is, 'n gedeelte wat ek baie na verwys ook. Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou. Ons weet nie wie is hierdie vrou nie, dit word nie vir ons gesê wat is die identiteit van hierdie vrou nie, ons weet nie dat sy 'n Samaritaan was, en daarom wil ek hê, dis 'n lang stuk vanoggend, ek lees nie altyd so 'n lang stukkie, maar om die hele geheelbeeld van die storie te verstaan, en ook die preek wat ek vanoggend wil gee daaroor, is dit goed om die hele perikoop dan te lees. Ons gaan daar vanaf vers 5 af saam lees, so jy kan die volg op die bord, of jy kan in die Bybel saam lees. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam van Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag, so dit was redelik warm geweest. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee vir my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sê vir jou die lewende water gegee het.
Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs met sy seuns en diere daaruit gedrink het nie? Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg, want jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle, die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in die waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Net tot sover, vriende. Dis 'n lang gedeelte en julle kan gerus dit weer gaan lees. Want hierdie gesprek tussen Jesus en hierdie Samaritaanse vrou help vir ons om iets te verstaan van Jesus se koms na hierdie wêreld toe. Want dit gaan hier oor Jesus wat hom kom openbaar aan 'n Samaritaanse vrou. 'n Samaritaanse vrou wat geen aansien gehad het nie. Wat interessant is nou, en as jy nou so 'n bietjie na die geskiedenis gaan kyk, binne in die Samaritaanse samelewing, het hulle vir mekaar, het hulle so half gesê, luisterie, as 'n vrou so 2-3 keer getroud is, kan ons dit nog aanvaar. Maar die oomblik as jy meer as dit getroud is, dan skuif hulle haar so bietjie een kant toe. En dis wat hier gebeur het. Die vrouens het altyd in groepe gaan water haal, hierdie vrou kom alleen, want ons kan aanvaar dat sy uitgeskuif is uit die samelewing. Wat die redes daarvoor was, weet ons nie, maar wat ons wel weet, is hierdie vrou het 'n gesprek met die Messias, met Jesus. En Jesus leer vir haar iets van die lewende water. Vriende, ek wil juis begin nou vanoggend met die eenvoudige dingetjie van water. En ek het nou nie baie goed in die wetenskap en die skynat gedoen nie. Ek het in graad 9, my laaste, of staan dit 7, my laaste wetenskapklas. Maar ek weet daarom ten minste, dat H2O is die wetenskaplike naam vir water. Stem julle met my saam? Almal ken dit daarom seker, né? Okay. Wat interessant is, as jy hierdie, nou gaan ek baie slim klink, atoommolekules nou gaan opbreek, ek het dit gelees op Google, dan het kry jy twee stowwe wat atome wat in water voorkom. Die een is waterstof en die ander een is suurstof. Nou waterstof op sy eie is vlambaar. Julle weet dit. En suurstof laat goed brand. Maar die interessante ding is, jy die twee bymekaar sit en water vorm, blus dit vuur. En dis hoekom water so baie belangrike rol in ons lewe speel. As ek kan terugonthou iets van my biologie daar,
is dat ons liggaam bestaan uit amper 70% water. Jou bloed is maar water wat met 'n klomp voedingsstowwe en dinge is. Jou liggaam, dis hoekom jy water nodig het om te oorleef. Dis hoekom ek vir die kinders ook gesê het, jy kan nog sonder kos gaan, maar sonder water, nee, nie ver nie. En ons lees van 'n verhaal vanoggend van 'n vrou en Jesus wat in gesprek is oor water. En Jesus se vraag aan hierdie vrou is, gee vir my asseblief water. Wie van julle was al so dors, dat as jy nie nou water kry nie, dan val jy om. Jy hoef nie te wys nie, hoef nie hand op te steek nie, maar ek dink ons kan onsself identifiseer, wat beteken dit om dors te hê? Dat jou lippe aan mekaar vassit en dat jy weet, ek moet nou water kry. En dit gebeur gewoonlik wanneer 'n ou oefening doen of ver en stap en jy het nie water by jou nie en jy het vergeet of jy water het opgeraak en hier raak jy dors. Want dit is jou liggaam wat vir jou sê jy moet gehidreer wees. Hoe dors is ek en jy vir die evangelie? Is dit so deel van ons lewe dat dis so suurstof. As jy nie suurstof inkry nie, gaan jy dood. Elke dag moet jy water inkry. Vriende, Jesus kom leer vir ons 'n gesprek tussen hom en 'n Samaritaanse vrou. 'n Vrou wat op die rand van die samelewing leef. Nou die interessante is dat die Samaritane en die Jode glad nie by mekaar oor die weg gekom het nie. Want volgens die Jode was die Samaritane nie volbloed Jode nie. En dit is 'n stryd wat al 450 jaar voor Christus al aankom. So hulle het niks van mekaar gedink nie, hulle het nie eers na mekaar se kant toe gekyk nie. Die ironie is, dat die Jode self 'n wet gemaak het, dat as jy met 'n Samaritaan praat, dat jy onrein is. En jy moet eers jouself gaan was en reinig, voordat jy weer kan aangaan. So erg was hierdie stryd tussen Samaritane en die Jode. Wat interessant is, dat van die twee mees betekenisvolle gelykenisse, as mense dit so kan stel, wat die Here Jesus vertel, is hierdie verhaal, en dan die ander een in Lukas, van die barmhartige Samaritaan. So Jesus kom as te ware, in sy bediening, in sy lewe hier op aarde, kom slaan hy al 'n brug, kom bou hy al 'n brug, tussen die Jode en die Samaritane. Maar nie net tussen die Samaritane, maar ook die ander heidense volkere rondom hulle. Want Jesus was die verlosser, hy is die Messias, hy was op pad om die prys te betaal vir sonde. En dit is vir almal bedoel. Nie net vir 'n sekere groepie mense of uitgeleese gehoor nie. Vriende, vanmôre kan ons elkeen onsself identifiseer met die Samaritaanse vrou. Vanmôre sit ek en jy ook by 'n put en dink, wat maak ek en jy hier vanoggend? Ja, ons wil water hê. Ons kom drink water. Wat gaan jou antwoord wees aan Jesus as hy vra, gee vir my 'n bietjie water? Interessant, die vrou sê vir hom, meneer, jy dan nie eers 'n skep ding nie. Hoe moet ek vir jou water gee? Vriende, en dis juist daar waar ons God en Jesus se teenwoordigheid in ons lewe verkeerd verstaan. Ons wil altyd, ook soos die vrou, sê, Here, maar waar is die skepding? Waar is hierdie ding? Waar is daardie ding? Ons soek altyd redes om goed te verduidelik.
Somtyds moet jy maar net eenvoudig die water drink. Somtyds moet jy net aanvaar dit wat oor jou kom. Bring die Here vir jou om vir jou te help. Die Samaritaanse vrou het verskriklik geredeneer en probeer verstaan. Maar die uiteinde van hierdie storie, en daarbey, dit bly vir my die wonderlike van die storie, is dat hy bring haar toe by die punt dat sy besef, hy is die Messias. Toe hy vir haar sê, dit is ek wat met jou praat. Vriende, wat is ons dors na God in 2026? Soos wat ek en jy elke dag water nodig het om te drink en te oorleef, het ons ook God in ons lewe elke oomblik nodig. Die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra, en by jou wil laat, hoe dors jy na die Here? Hoe soek jy God in jou lewe? Want as ons daardie dors het, dan maak ons planne, dan gaan soek ons na geleenthede om God beter te leer ken. Dan doen jy maak jy moeite met jou stilte tyd. Jy maak moeite met jou verhoudings. Want vriende, die tyd waarin ons leef, meer as ooit tevore, vra van ons 'n dors na God se wil. Ons gaan dit nie op ons eie maak nie. Ek is jammer, ons gaan nie. Want as ons daardie dors het, want ons kan net daardie dors les, as ons Jesus in ons harte het. Want hy is die lewende water. Ons raak weer dors as ons gedrink het. Maar as ons Jesus in ons lewe ervaar. Dis eenvoudige goed hierdie. Dis goed wat julle almal ken en weet. Mag ons in die lydenstyd opnuut vir onsself afvra, hoe lyk die lewende water van God in ons lewe? Dis waaroor dit gaan. Punt. Jesus gee vir ons die verhaal met die gesprek met die Samaritaanse vrou om vir ons opnuut te laat besef wat dit beteken as jy die lewende water in jou lewe het. Soos ek vir die kinders gesê het, as jy weer water drink, dink hoe God ook in jou lewe teenwoordig is. Amen. Kom ons gee tyd vir stil gebed, waar ons met die Here kan praat. Hemelse Vader, as ons vanmôre opnuut hierdie verhaal gelees het van die gesprek met die Samaritaanse vrou, dan kom vra ons, Here, kom vul ons met die lewende water. Kom gee vir ons daardie liefde, daardie omgee, om in hierdie wêreld 'n verskil te gaan wees en ook 'n verskil te maak. Ja, Here, ons gaan van gewone water weer dors word, maar dankie dat U lewende water 'n fontein in ons kan wees, wat ander mense by kan kom drink. Mag ons dan so leef, dat hulle dit sal sien.
Amen. Vriende, ons offergawes word by die deure opgeneem soos gebruik. Ons gaan afsluit met hierdie wonderlike lied, Vonk 128, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. Kom ons staan en sluit ons af met hierdie lied. Liewe vriende, gaan huis toe en gaan leef in die wete dat God vir julle dors verles deur vir sy lewende water vir julle te gee. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap en broederskap en susterskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees, sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.